Hey, juffrou Lientjie. Nou ja, ons gesels môre met die twee meesterbreide agter hierdie kanaal, juffrou Lientjie. Juffrou Lientjie Retief haarself. Ja, en ook haar man Retief van der Liefde. Hulle sluit by ons aan om te gesels oor hoe oulik dit is. Goeiemôre julle. Goeiemôre julle. Môre. Ek wil sommer net begin. Jy sê as ek dit hoor. Juffrou Lientjie, die YouTube kanaal. As daar nou kykers is wat kyk, die ou mense weet seker nou nie, maar die geners kyk dit. As daar nou kykers is wat nie presies weet wat juffrou Lientjie is nie. Verduidelik gou so vir ons in 'n opsommingkie. Wat is juffrou Lientjie? Wel, juffrou Lientjie is 'n Afrikaanse YouTube kanaal wat veral fokus op voorskoolse onderrig. So ons doen oulike lessies en liedjies, ou bekende liedjies en nuwe liedjies en stories en sommer net allerlei prettige goed op ons kanaal. En dis natuurlik als in Afrikaans. Hoekom het julle besluit, okay, julle wil hierdie YouTube kanaal begin? Waar het die idee ontstaan? Wel, ons het eintlik begin met 'n Engelse kanaal gedurende COVID. Ek was 'n kleuterskooljuffrou en ek het nodig gehad om aanlyn onderrig te bied, so ek het nodig gehad om 'n paar ekstra videoetjies te maak net om my kinders te help leer. En toe het die kanaal sommer baie goed begin doen en toe moes ons terugkom. Ek moet nou eers sê hoe dit begin het nou. Okay. Vat jy. So sy het vir my gevra om 'n bietjie te help om 'n paar video's te maak, want sy het nou nie die tegniese kennis of ondervinding om dit te doen nie, en ek het daai sit ook so 'n bietjie in media myself gewerk. So ek het toe ingestem om haar te help en ons het enetjie gemaak en 2 en 3 en toe het sommer 'n klomp in verander en dit was toe nou natuurlik alsnog Engels op daai stadium, want ons het op oorsee gewoon. En toe begin dit ewe skielik het dit viral gegaan, soos die Engelse sê. En ons het toe met tyd het ons toe besluit om sommer Afrikaanse kanaal ook te doen en toe word ons nou professionele YouTubers. Nou ja, dis almal se droom. Hoorie, voordat ons nou enigstens verder praat, ons ignoreer die olifant in die kamer, die spreekwoord. Wie is daai heel mooiste ding met die blou ding in sy bek? Hy kyk so mooi TV. Ons het nou tydens die weer na hom gekyk. Toe besef ons, die kind kyk meer weer as ek en dit sê baie. Hierdie is klein Frederik. Hy is die nuutste lid van ons gesin. En dit is vandag nou ook sy eerste verskyning op die groot skerm. Hy's 'n ster. Hoorie so die hele konsep agter juffrou Lientjie. Die hele vriendelikheid. Daar's soveel elemente as 'n mens nou 'n opvoeder is. Sulke boksies wat jy moet tik. Wat 'n mens weet 'n goeie juffrou maak en met kinders connect, soos die Engelse sê. Hoe kry julle dit reg om op so 'n klein skermpie soos 'n YouTube op 'n selfoon of op 'n tablet so mooi met kinders kontak te maak? Wat ek dink, dit was maar my persoonlikheid in die klaskamer om daai klein lyfies, jy weet, entertain te hou, sal mens sê. En ook met ons eie kindertjies kan ons daarom lekker toets wat werk lekker, wat se gesigsuitdrukkings en wat se stemtoon werk die beste vir hulle. So ek dink ons ervaring met kinders is definitief wat dit aan het. Het julle ooit verwag dat dit so populêr gaan wees en so gaan vlam vat? Nie in Afrikaans nie. Ons het natuurlik die Engelse mark baie goed dopgehou en ons het gesien ons seker as mens sekere raakpunte het met wat kinders geïnteresseerd in is en sekere temas en goeders dan behoort dit goed te doen. Maar ons het nooit gedink die Afrikaans sal so opdan. So ons het die Afrikaans eintlik om nou dood eerlik te wees, ons het dit eintlik net gemaak vir die pret agter dit en toe dit nou regtig opgetel en baie goed begin doen. Maar nee, ons het nooit gedink die Afrikaans sal so goed doen nie, juis omdat daar maar die Afrikaanse mark is mos maar 'n bietjie kleiner. So as jy sit met biljoene Engelse kindertjies dan weet jy sal regkom met genoeg views, maar ons het nooit gedink die Afrikaanse kanaal sal so goed doen nie, ja. Jy praat van die Afrikaanse mark wat kleiner is, maar het julle 'n idee hoeveel kinders julle bereik daarin? Ja, so die YouTube statistieke is nogal heel akkuraat. Ons het so 90 tot 100,000 gesinne wat ons bereik 'n maand. Met so tussen 900 en 1 miljoen views 'n maand. Sjoe, en nou sê vir my die ouderdomsgroepe, herinner ons net weer wat is die ouderdomsgroepe waarvoor julle mik? 1 tot 6, maar daar is hier en daar 'n ouer kind wat van die liedjies geniet en so ons probeer so in die graad 1, 2, 3 terrein ook ingaan waar ons kan.
Maar ja, so maar hoofsaaklik is dit maar tussen 1 en 6, ja. Is daar nou planne vir julle twee professionele YouTubers om uit te brei en die ouer markte nou te bereik, soos wat Pierre vra? Ja, so ons gesels eintlik gereeld daaroor, soos ons kindertjies ouer word, wil ons hê die kanale moet ook ouer word saam met hulle. So ons het allerlei idees en dinge vir hoe ons die kanale gaan groei en dalk nuwe kanale gaan begin, soos hulle ouer word en soos hulle geïnteresseerd raak in verskillende goeder. So Ja, ek dink die kanaal sal groei saam met ons kinders. ja, definitief. So miskien is François ons oudste seun, miskien raak hy geïnteresseerd byvoorbeeld in paintball oor 'n paar jaar en dan doen ons 'n Afrikaanse paintball kanaal of wat ook al, weet. Maar Jy gaan daai ene moet lei. Maar ja, vir nou is dit voorskool, al 3 van ons kindertjies is onder 5, so ons is presies waar ons moet wees nou, ja. Lientjie, jy is 'n onderwyseres en dis waar jou hart ook lê. Hoekom is onderrig so belangrik? Ek dink dit is ons moet invest in die volgende generasie en dit is so daar's so min Afrikaanse inhoud vir hulle om te kyk. So dit is vir ons voel die liedjies gaan verlore en ons geskiedenis gaan verlore. So ja, ons voel ons het 'n verantwoordelikheid om te invest in die Afrikaanse mark en in Afrikaanse onderrig. Ons bou ons kanaal op 4 pilare. Taal, wat dan natuurlik Afrikaans is, geloof, maniere en kultuur. En ons probeer dit in al ons video's invleg, sodat dat ons kinders kan groot word met dieselfde goed as wat ons groot geword het, dat ons dit kan, ja, normes en waardes en ek moet nou net byheg. Maniere is nie net jou dankies en nee dankies en so nie, maar dit is ons manier van goeders doen. Soos byvoorbeeld ons sê oom en tannie in steede van jy en jou. Jy weet wat die Engelse byvoorbeeld nie doen en so nie. So ons daai tipe goedjies wil ons ook inkorporeer in die goeders en regtig ons kultuur en ons maniere en so oordra vir die jonger mark. Veral vir baie kindertjies is ook oor see en hulle word groot in 'n Engelse milieu en ja, dit is goed om daai stukkie huis by jou te kan hê altyd op YouTube of op jou selfoonskermpie of op jou iPad of wat ook al. Ja, dis altyd lekker om te hoor van ons kykers oor see. Daar's so baie mense wat geïmmigreer het of ons kry boodskappe van mense wat sê hulle is Amerikaners en hulle het getrou met 'n Suid-Afrikaner en hulle leer nou saam met hulle kinders ook Afrikaans saam met juffrou Lientjie. So dit maak dit regtig die moeite werd om te dink ons kan help om Afrikaans lewendig te hou daar oor see. Al wat ek nou net onthou, jy het soveel mooi goed gesê nou julle beide, maar al wat ek nou onthou is julle leer kinders om te sê oom en tannie. Dit is fantasties. Dankie. Ja. Okay, goed. Maar nou ja, kom ons gaan verder na die praktiese implikasies van 'n YouTube kanaal. Kyk, julle moet seker die hele tyd nuwe inhoud uitdink, nê? En nuwe goeie skryf en bepaal wat kinders nou veronderstel is om te hoor, wat die behoefte is vir kinders. Hoe loop die ontwikkelingsplan en dies meer en die kinders se ontwikkeling ook. En hoe gereeld in die dag is julle besig om die volgende inhoud wat julle moet opneem te bepaal? Ons werk van die huis af, so ons is die heeltyd besig om te praat oor die volgende idee of die volgende video of wanneer ons kinders sukkel om die potjie te gebruik of wanneer hulle sukkel om asseblief of dankie te sê, is dit altyd vir ons 'n aanduiding dat dit moet die volgende video wees. Ja, ons maak nou 'n tas die hele tyd. Ja. Ons moet hulle leer om dit te doen. Ons moet hulle leer om dit te doen. Okay, daar's nog 'n video. Wat is vir julle die mees uitdagende? Want kom ons sê sommer eerlik, dis nie maklik om op YouTube 'n lewe te probeer maak nie. Daar's allerlei goeders, mense sê vir jou, "Jong, die algoritmes vir Suid-Afrika is maar bietjie teen jou," of daar's mense wat sê mense sukkel so om Suid-Afrikaners te kry om subscribe te druk, want hulle dink hulle moet dan betaal. En dis nie hoe dit werk nie, of om dan 'n membership te koop wat jou op die einde aan die lewe hou. Wat is die grootste uitdagings met YouTube vir julle? Ja, so ek dink dit is om te diversifiseer. Jy kan nie net by YouTube bly nie, want jy weet een of ander tyd gaan jy die plafon tref. So om te diversifiseer, daar's soveel maniere daar buite om dit te doen, maar ons het byvoorbeeld nou 'n nuwe produk wat ons vandag eintlik loods, die juffrou Lientjie aktiwiteitsboks wat dan nou saam met die video's gaan. Dan nou juis om hierdie meer lewensvatbaar te maak vir ons en nog 'n stroom van inkomste te bied. Wil jy 'n bietjie vertel oor die boks? Ja, sekerlik. So ons het saam met my avontuurboks
in 'n vennootskap gegaan om hierdie boks saam te stel. En ja, ons het hard gewerk om 'n interaktiewe en opvoedkundige aktiwiteitsboks te maak. So dit is vol lekker aktiwiteite en daar's nuwe Juffrou Lientjie liedjies en daar's eksklusiewe volgsaam video's. So die idee is dat 'n mamma of 'n ouma of enige iemand wat na kindertjies omsien, hierdie boks kan bestel en dan is alles wat jy nodig het vir die aktiwiteite binne in die boks. En elke aktiwiteit het sy eie volgsaam video met Juffrou Lientjie en almal se gunsteling frikadel. So ons dink ons maatjies gaan dit baie geniet en dat dit sommer ouers gaan help. Hy is net so opgewonde oor die boks. Dat dit ouers gaan help om te weet watse aktiwiteite hulle kan doen met hulle kinders om hulle te help met hulle ontwikkeling en om hulle mylpale te tref. Dit klink na 'n wen-wen. Baie dankie. Ons is nou uit tyd uit. Dankie dat julle saam met ons gekuier het. Dankie vir die moeite. Daai woelwater het ongelukkig die show gesteel, hoor. Niemand het na julle gekyk nie. So sterkte met dit. Julle sal wel 'n YouTube kanaal moet begin om aandag te kry, want hy het dit nou gekry. Ag, wonderlik. Dankie julle. Dankie julle. Dankie vir julle tyd en moeite. Dis dan Juffrou Lientjie self. Yes, Juffrou Lientjie. Lientjie Retief en Retief van der Linde, haar man en ook medebaas brein agter Juffrou Lientjie. Ja, as ons terugkom, nee, advertensiebreek, dan is ons bietjie in die kombuis. Dan kuier ons oor iets lekkers.